Welkom terug by Slaapstories vir groot mense. Ons is natuurlik julle gunsteling potgooi om na te luister, so asseblief gee ons reviews en 'n paar sterre daar. As julle 'n paar sente het wat rond lê, ons sal dit beslis van julle afvat in ons donasieblokkie. Borge, skrywers, kom aan, stuur vir ons julle goeders by slaapstories vir groot mense @gmail.com. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe. Onthou die Patreon link is op Facebook en onderaan die potgooi informasie. Onthou ook asseblief om heel onderaan die Spotify episodes vir ons 'n kommentaar te gooi. Ons lief dit om van julle te hoor. Kom nou mensies, word 'n droomwandelaar. Vir net $1 'n maand en kry 'n shout-out, 2 eksklusiewe episodes elke maand, vroeë toegang tot alle nuwe episodes en ou en nuwe episodes advertensievry. Vir minder as die prys van 'n brood kan jy so lekker luister. En daar is meer as 100 ou episodes advertensievry, net vir julle genot. Mensies, die somer loer vir ons, maar ek wil vir julle my gediggie wat ek geskryf het vir die lente lees, voor die somer oorvat. Sy naam is Lentedans. Die lente klop aan die deur. Jy kan dit voel in die lug, soos 'n geheimpie wat nader sluip, 'n sagte drukverandering. 'n glimlag van blou en groen wat stadig oopvou. Bome ruk hulle wintersjasse af en skiet uit in klein nuuskierige blaartjies. Knoppe sit en wieg, reg om oop te bars in blomme van pink en wit, rooi, oranje en pers. 'n kleurfees sonder einde. Wie wil nou net vaal wit hê as die wêreld kan dans in 'n reënboogrok? Ek nie, ek kan nie wag nie. Winter was mooi op sy eie manier, maar lente, lente sing en lag. Die grys word ligter, die koue krimp weg, en oral sluip warmte terug, so sonstrale wat wegkruipertjie speel. Ons sintuie is dors, gereed om in te drink, geure, kleure, voeltjies se geselsies en die eerste soetbriesie. Ja, ek weet moeder natuur gaan ons dalk nog 'n koue blaas gee, net om ons wakker te hou, want sy hou daarvan om speletjies te speel. Maar agterna trek sy haar mooiste lenterok aan en stap glimlaggend die verhoog op, met somerse vreugdes net agter haar. Hou op julle asems, die skouspel gaan begin. Hoop julle hou daarvan. Vanaand lees ons weer 'n Hans Christian Andersen storieetjie, Klein Klaus en Groot Klaus. In 'n dorpie het daar 2 mans gewoon met dieselfde naam. Hulle was albei Klaus genoem. Een van hulle het 4 perde gehad, maar die ander het net 1 gehad. So om hulle van mekaar te onderskei, het die mense die eienaar van die 4 perde Groot Klaus genoem, en hy wat net 1 gehad het, was Klein Klaus. Nou gaan ons hoor wat met hulle gebeur het, want dit is 'n ware storie. Deur die hele week was Klein Klaus verplig om vir Groot Klaus te ploeg en sy 1 perd aan hom te leen. En 1 keer 'n week, op 'n Sondag, het Groot Klaus al 4 sy perde aan hom geleen. Dan sou Klein Klaus sy sweep oor al 5 perde laat knetter. Hulle was so goed soos sy eie op daardie 1 dag. Die son het helder geskyn en die kerkklokkies het vrolik gelui, terwyl die mense verbygegaan het in hulle beste klere aangetrek, met hulle gebedsboeke onder die arm. Hulle was op pad kerk toe, om na die predikant se preek te luister. Hulle het gekyk na Klein Klaus wat met sy 5 perde geploeg het, en hy was so trots, dat hy sy sweep laat knetter het, en gesê het, "Hup, my 5 perde." "Jy moenie so sê nie," het Groot Klaus gesê, "want net 1 van hulle behoort aan jou." Maar Klein Klaus het gou vergeet wat hy moes sê, en wanneer iemand verbygegaan het, sou hy uitroep, "Hup, my 5 perde." "Nou moet ek jou vra om dit nie weer te sê nie," het Groot Klaus gesê, "want as jy dit doen, sal ek jou perd op die kop slaan, sodat hy op die plek dood neersak, en dit sal die einde van hom wees." "Ek beloof jou, ek gaan dit nie weer sê nie," het die ander gesê. Maar sodra mense verbygekom het wat hom gegroet het en goeiedag gewens het, het hy so tevrede geraak en gedink hoe grootliks dit gelyk het om 5 perde in sy land te hê wat ploeg, dat hy weer uitgeroep het, "Hup, al my perde." "Ek sal jou perde vir jou hup," het Groot Klaus gesê, en hy het 'n hamer gegryp en Klein Klaus se 1 perd op die kop geslaan,
en hy het dadelik dood neergeval. Ag, nou het ek geen perd nie, het klein Klaus gehuil. Maar na 'n rukkie het hy die dooie perd se vel afgetrek en die huid in die wind opgehang om te droog. Toe het hy die droë vel in 'n sak gesit en dit oor sy skouer geplaas en na die volgende dorp gegaan om die perdevel te verkoop. Hy het 'n baie lang pad gehad om te gaan en moes deur 'n donker, somber woud gaan. Skielik het 'n storm opgesteek en hy het sy pad verloor en voordat hy die regte pad weer kon ontdek, het aand aangebreek. En dit was nog 'n lang pad na die dorp en te ver om voor donker tuis te kom. Naby die pad het 'n groot plaashuis gestaan. Die luitjies buite die vensters was gesluit, maar liggies het deur die krake bo geskyn. Ek kan miskien toestemming kry om hier vir die nag te bly, het klein Klaus gedink, en hy het na die deur gegaan en geklop. Die boer se vrou het die deur oopgemaak, maar toe sy hoor wat hy wou hê, het sy vir hom gesê om weg te gaan, want haar man sou nie toelaat dat sy vreemdelinge toelaat nie. Dan sal ek genoop wees om hier buite te lê, het klein Klaus by homself gesê, toe die boer se vrou die deur in sy gesig toeklap. Naby die plaashuis het 'n groot hooiberg gestaan, en tussen dit en die huis was 'n klein skuurtjie met 'n rietdak. Ek kan daar bo lê, het klein Klaus gesê, toe hy die dak sien. Dit sal 'n wonderlike bed maak, maar ek hoop die ooievaar sal nie afvlieg en my bene byt nie, want daarop het 'n lewendige ooievaar gestaan, wie se nes in die dak was. So klein Klaus het na die dak van die skuurtjie geklim, en terwyl hy homself gedraai het om gemaklik te raak, het hy ontdek dat die houtluike wat toegemaak was, nie tot bo op die vensters van die plaashuis gereik het nie, sodat hy in 'n kamer kon kyk, waarin 'n groot tafel gedek was, met wyn, gebraaide vleis en 'n pragtige vis. Die boer se vrou en die koster het saam aan die tafel gesit, en sy het sy glas gevul en hom oorvloediglik met vis gehelp, wat blykbaar sy gunsteling gereg was. As ek net ook 'n bietjie kon kry, het klein Klaus gedink, en toe, terwyl hy sy nek na die venster uitstrek, sien hy 'n groot pragtige pastei. Inderdaad, hulle het 'n heerlike fees voor hulle gehad. Op daardie oomblik het hy iemand hoor aanry na die plaashuis toe. Dit was die boer wat tuis kom. Hy was 'n goeie man, maar tog het hy 'n baie vreemde vooroordeel gehad. Hy kon nie die aanskoue van 'n koster verdra nie. As een voor hom verskyn het, sou hy homself in 'n verskriklike woede opwerk. As gevolg van hierdie afkeer het die koster die boer se vrou kom besoek terwyl haar man van die huis af weg was, en die goeie vrou het die beste wat sy in die huis gehad het voor hom neergesit om te eet. Toe sy die boer hoor aankom, het sy geskrik en die koster gesmeek om 'n groot leë kus wat in die kamer gestaan het weg te kruip. Hy het dit gedoen, want hy het geweet haar man kon nie die aanskoue van 'n koster verdra nie. Die vrou het toe gou die wyn weggesteek en al die ander lekker goedjies in die oond weggesit, want as haar man dit gesien het, sou hy gevra het waarvoor dit uitgehaal is. Ag, liewe tyd, het klein Klaus van bo op die skuurtjie gesig, toe hy al die lekker goedjies sien verdwyn. Is daar iemand daarbo? Het die boer gevra toe hy opkyk en klein Klaus ontdek. Hoekom lê jy daarbo? Kom af en kom saam met my in die huis in. So, klein Klaus het afgekom en die boer vertel hoe hy sy pad verloor het en om 'n nag se blyplek gevra. Goed, het die boer gesê, maar ons moet eers iets eet. Die vrou het hulle albei baie vriendelik ontvang, die tafelkleed op 'n groot tafel neergesit en 'n skottel pap voor hulle neergesit. Die boer was baie honger en hy het sy pap met 'n goeie eetlus geëet, maar klein Klaus kon nie help om aan die lekker gebraaide vleis, vis en pastei te dink nie, wat hy geweet het in die oond was. Onder die tafel by sy voete het die sak gelê wat die perdevel bevat het, wat hy van voorneme was om in die volgende dorp te verkoop. Nou het klein Klaus glad nie die pap geniet nie, so hy het met sy voet op die sak onder die tafel getrap en die droë vel het redelik hard gekraak. Stil, het klein Klaus vir sy sak gesê, terwyl hy weer daarop getrap het, sodat dit harder as tevore gekraak het. Hallo, wat het jy in jou sak, het die boer gevra. Ag, dis 'n towenaar, het klein Klaus gesê, en hy sê ons hoef nie pap te eet nie, want hy het 'n oond vol gebraaide vleis, vis en pastei opgetower. Wonderlik, het die boer uitgeroep toe hy opspring en die oond se deur oopmaak, en daar het al die lekker goedjies gelê wat deur die boer se vrou weggesteek is, maar wat hy vermoed het,
deur die towenaar onder die tafel getower is. Die vrou het nie gewaag om iets te sê nie, so sy het die goedjies voor hulle neergesit en hulle het albei van die vis, die vleis en die pastei geëet. Toe het Klein Klaus weer op sy sak getrap en het soos tevore gekraak. Wat sê hy nou? Het die boer gevra. Hy sê, het Klein Klaus geantwoord, dat daar 3 bottels wyn vir ons staan in die hoek by die oond. So die vrou was genoop om ook die wyn wat sy weggesteek het uit te bring en die boer het dit gedrink totdat hy redelik vrolik geword het. Hy sou so 'n towenaar soos Klein Klaus in sy sak gedra het, wou gehad het. Kan hy die bose een optower, het die boer gevra. Ek sou hom nou wou sien terwyl ek so vrolik is. O ja, het Klein Klaus geantwoord. My towenaar kan enigiets doen wat ek hom vra. Kan jy nie? Het hy gevra terwyl hy terselfdertyd op die sak getrap het totdat dit gekraak het. Hoor jy? Hy antwoord ja, maar hy vrees ons sal nie daarvan hou om na hom te kyk nie. Ag, ek is nie bang nie, hoe sal hy lyk? Wel, hy lyk baie soos 'n koster. Ha, het die boer gesê, dan moet hy lelik wees. Weet jy, ek kan nie die aanskoue van 'n koster verdra nie, maar dit maak nie saak nie. Ek sal weet wie dit is, so ek sal nie omgee nie. Nou dan, ek het my moed bymekaar geskraap, maar moenie laat hy te naby aan my kom nie. Wag, ek moet die towenaar vra, het Klein Klaus gesê. So het op die sak getrap en sy oor gebuig om te luister. Wat sê hy? Hy sê jy moet gaan en daardie groot kus wat in die hoek staan oopmaak en jy sal die bose een daar binne sien in een gehurk. Maar jy moet die deksel styf vashou sodat hy nie kan uitglip nie. Sal jy my kom help om dit vas te hou, het die boer gesê toe hy na die kus toe gaan waarin sy vrou die koster weggesteek het, wat nou daar binne gelê het, baie bang. Die boer het die deksel 'n klein bietjie oopgemaak en daarin geloer. Ag, het hy uitgeroep en agteruit gespring. Ek het hom gesien en hy lyk presies soos ons koster. Hoe verskriklik is dit? So daarna was hy genoop om weer te drink en hulle het gesit en gedrink tot laat in die nag. Jy moet jou towenaar aan my verkoop, het die boer gesê. Vra soveel as wat jy wil, ek sal dit betaal. Inderdaad, sou ek jou dadelik 'n hele maat emmer vol geld gee. Nee, inderdaad ek kan nie, het Klein Klaus gesê. Dink net hoeveel wins ek uit hierdie towenaar kan maak. Maar ek wil hom vreeslik graag hê, het die boer gesê terwyl hy voortgegaan het met sy smeekbedes. Wel, het Klein Klaus uiteindelik gesê, jy was so goed om vir my 'n nag se blyplek te gee. Ek sal jou nie weier nie. Jy kan die towenaar vir 'n maat emmer vol geld kry, maar ek wil 'n volle maat hê. So sal jy, het die boer gesê, maar jy moet die kus ook saamneem. Ek sou dit nie nog 'n uur in die huis wou hê nie, want ek weet nie of hy nog daarin mag wees nie. So Klein Klaus het die boer die sak gegee met die gedroogde perdevel en in ruil 'n maat emmer vol geld ontvang. Volle maat. Die boer het hom ook 'n kruiwa gegee waarop hy die kus en die geld kon wegdra. Totsiens het Klein Klaus gesê toe hy weggegaan het met sy geld en die groot kus waarin die koster nog weggekruip het. Aan een kant van die woud was 'n breë, diep rivier. Die water het so vinnig gevloei dat baie min mense teen die stroom kon swem. 'n Nuwe brug is onlangs daaroor gebou en in die middel van hierdie brug het Klein Klaus gestop en hard genoeg gesê sodat die koster kon hoor. Nou, wat moet ek met hierdie dom kus maak? Dit is so swaar asof dit vol klippe is. Ek sal moeg wees as ek dit verder dra, so ek kan dit net sowel in die rivier gooi. As dit agter my aan na my huis toe swem, goed en wel, en as nie, sal dit nie veel saak maak nie. So hy het die kus in sy hand gegryp en het 'n entjie opgetel, asof hy dit in die water gaan gooi. Nee, los dit, het die koster van binne die kuis uitgeroep, laat my eers uit. Ag, het Klein Klaus uitgeroep asof hy geskrik het. Hy's nog daar binne, is hy? Ek moet hom in die rivier gooi sodat hy kan verdrink. Ag nee, het die koster uitgeroep. Ek sal vir jou 'n hele maat emmer vol geld gee as jy my laat gaan. Wel, dis 'n ander saak, het Klein Klaus gesê toe hy die kus oopmaak. Die koster het uitgekruip, die leë kus in die water gestoot en na sy huis gegaan. Toe het hy hele maat emmer vol geld vir Klein Klaus afgemeet, wat reeds een van die boer ontvang het, sodat hy nou 'n kruiwa vol geld gehad het. Ek is goed betaal vir my perd, het hy vir homself gesê toe hy tuis kom, sy eie kamer binnegaan en al sy geld in 'n hoop op die vloer leegmaak. Hoe geïrriteerd sal Groot Klaus wees wanneer hy uitvind hoe ryk ek geword het en alles deur my een perd.
maar ek gaan hom nie presies vertel hoe dit alles gebeur het nie. Toe het hy 'n seun na Groot Klaus gestuur om 'n emmermaat te leen. Waarvoor kan hy dit wil hê, het Groot Klaus gedink. So het die bodem van die maat met teer gesmeer, sodat iets van wat daarin gesit word, daaraan mag kleef en bly. En so het dit gebeur, want toe die maat terugkom, het 3 nuwe silwer floryne daarop geplak. Wat beteken dit, het Groot Klaus gesê. So hy het dadelik na Klein Klaus gehardloop en gevra, waar het jy soveel geld gekry? Ag, vir die perdevel, ek het dit gister verkoop. Jy was sekerlik goed daarvoor betaal dan, het Groot Klaus gesê, en hy het na sy huis geloop, 'n byl gegryp en al 4 sy perde op die kop gekap, hulle velle afgetrek en na die dorp geneem om te verkoop. Velle, wie koop velle? Het hy geroep terwyl hy deur die strate gegaan het. Al die skoenmakers en leerlooiers het nader gehardloop en gevra hoeveel hy daarvoor wou hê. 'n maat emmer geld vir elkeen, het Groot Klaus geantwoord. Is jy mal, het hulle almal geroep. Dink jy ons het geld om per maat emmer te spandeer? Velle, het hy weer geroep. Wie koop velle? Maar vir almal wat die prys gevra het, was sy antwoord 'n maat emmer geld. Hy maak gekke van ons, het hulle almal gesê. Toe het die skoenmakers hulle rieme geneem en die leerlooiers hulle leer voorskote en begin om Groot Klaus te slaan. Velle, het hulle geroep en hom gespot. Ja, ons sal jou vel vir jou merk totdat dit swart en blou is. Uit die dorp met hom, het hulle gesê, en Groot Klaus was genoop om so vinnig as wat hy kon te hardloop. Hy was nog nooit so deeglik geklop nie. Ag, het hy gesê toe hy by sy huis kom, Klein Klaus sal my hiervoor betaal, ek sal hom doodslaan. Intussen het die ouma van Klein Klaus gesterf. Sy was siek, onvriendelik en regtig haatlik teenoor hom gewees. Maar hy was baie jammer en die dooie vrou gevat en haar in sy warm bed neergelê om te sien of hy haar weer lewendig kon maak. Daar het hy besluit sy die hele nag moet lê, terwyl hy op 'n stoel in die hoek van die kamer gaan sit het, soos hy dikwels tevore gedoen het. Gedurende die nag terwyl hy daar gesit het die deur oopgegaan en Groot Klaus het met 'n byl ingekom. Hy het goed geweet waar Klein Klaus se bed gestaan het, so hy het reguit daarheen gegaan en die ou ouma op die kop geslaan en gedink dit moet Klein Klaus wees. Daar, het hy geroep, nou kan jy my nie weer 'n gek maak nie, en hy het huis toe gegaan. Dis 'n baie slegte man, het Klein Klaus gedink. Hy het bedoel om my dood te maak. Dit is 'n goeie ding vir my ouma dat sy reeds dood was, of hy sou haar lewe geneem het. Toe het hy sy ou ouma in haar beste klere aangetrek, 'n perd by sy buurman geleen en dit aan 'n wa gespan. Toe het hy die ou vrou op die agterste sitplek gesit, sodat sy nie kan uitval terwyl hy ry nie, en deur die woud weggery. Teen sonop het hulle 'n groot herberg bereik, waar Klein Klaus gestop het en ingegaan het om iets te eet te kry. Die herbergier was 'n ryk man en ook 'n goeie man, maar so driftig, asof hy uit russie en snuif gemaak was. Goeiemôre, het hy vir Klein Klaus gesê. Jy kom vroeg vandag? Ja, het Klein Klaus gesê. Ek gaan na die dorp met my ou ouma. Sy sit agter in die wa, maar ek kan haar nie na binne bring nie. Sal jy vir haar 'n drankie neem? Maar jy moet baie hard praat, want sy kan nie goed hoor nie. Ja, sekerlik sal ek, het die herbergier geantwoord, en hy het 'n drankie uitgeskink en het na die dooie ouma gedra, wat regop in die wa gesit het. Hier is 'n drankie van jou kleinseun, het die herbergier gesê. Die dooie vrou het nie 'n woord geantwoord nie, maar redelik stil gesit. Hoor jy nie, het die herbergier so hard as wat hy kon geroep. Hier is 'n drankie van jou kleinseun. Keer op keer het hy dit uitgeskree, maar omdat sy nie geroer het nie, het hy in 'n woede gevlieg en die drankie in haar gesig gegooi. Dit het haar op die neus getref en sy het agteruit uit die wa geval, want sy het net daar gesit en was nie vasgebind nie. Hallo, het Klein Klaus geroep toe hy die deur storm en die herbergier by die keel gryp. Jy het my ouma doodgemaak, kyk, hier is 'n groot gat in haar voorhoof. Ag, hoe ongelukkig, het die herbergier gesê terwyl hy sy hande wring. Dit kom alles van my vurige humeur. Liewe Klein Klaus, ek sal vir jou maat emmer geld gee. Ek sal jou ouma begrawe asof sy myne was. Bly net stil, anders sal hulle my kop afkap en dit sal onaangenaam wees. So het dit gebeur dat Klein Klaus nog 'n maat emmer geld ontvang het en die herbergier het sy ou ouma begrawe asof sy eie was.
Toe klein Klaas weer thuis gekom het, het hy dadelik 'n seun na groot Klaas gestuur om hom te versoek om vir hom 'n emmer maat te leen. Hoe is dit moontlik, het groot Klaas gedink. Het ek hom nie doodgemaak nie? Ek moet self gaan kyk. So hy het na klein Klaas gegaan en die emmer maat saamgevat. Hoe het jy al hierdie geld gekry? Het groot Klaas gevra, terwyl hy met wye oop oë na sy buurman se skatte staar. Jy het my ouma in plaas van my doodgemaak, het klein Klaas gesê, so ek het haar vir 'n emmer geld verkoop. Dit is in elk geval 'n goeie prys, het groot Klaas gesê, so het huis toe gegaan, 'n byl gevat, en sy ouma met een hou doodgemaak. Toe het hy haar op 'n wa geplaas en na die dorp gery na die apteker en hom gevra of hy 'n dooie liggaam wou koop. Wie sin is dit en waar het jy dit gekry? Het die apteker gevra. Dis my ouma, het hy geantwoord. Ek het haar met 'n hou doodgemaak sodat ek 'n emmer geld vir haar kon kry. Hemel bewaar ons, het die apteker geroep. Jy's van jou verstand af. Moenie sulke goedjies sê nie, of jy sal jou kop verloor. En toe het hy ernstig met hom gepraat oor die slegte daad wat hy gedoen het en hom vertel dat so 'n slegte man sekerlik gestraf sal word. Groot Klaas het so bang geraak dat hy uit die apteek gestorm het, in die wa gespring het, sy perde gejaag het en vinnig huis toe gery het. Die apteker en al die mense het gedink hy's mal en hom laat ry waar hy wou. Jy sal hiervoor betaal, het Groot Klaas gesê toe hy op die grootpad kom. Dit sal jy, klein Klaas. So toe hy thuis gekom het, het hy die grootste sak wat hy kon kry gevat en na klein Klaas gegaan. Jy het my nog 'n streek gespeel, het hy gesê. Eers het ek al my perde doodgemaak en toe my ou ouma en is alles jou skuld, maar jy sal nie weer 'n gek van my maak nie. So hy het klein Klaas om die lyf gegryp en hom in die sak gedruk wat hy op sy skouers gelaai het en gesê, nou gaan ek jou in die rivier verdrink. Hy het 'n lang pad gehad om te gaan voordat hy die rivier bereik het en klein Klaas was nie 'n baie ligte gewig om te dra nie. Die pad het by die kerk verbygeloop en toe hulle verbygegaan het, kon hy die orgel hoor speel en die mense wat pragtig sing. Groot Klaas het die sak naby die kerkdeur neergesit en gedink hy kan net sowel ingaan en 'n psalm hoor voordat hy verder gaan. Klein Klaas kon moontlik nie uit die sak kom nie en al die mense was in die kerk, so hy het ingegaan. Ag liewe tyd, het klein Klaas in die sak gesig terwyl hy gedraai en gewoel het, maar hy het gevind hy kon nie die tou waarmee dit vasgemaak was losmaak nie. Skielik het 'n ou veedrywer met sneeuwwit hare verbygekom met 'n groot stok in sy hand waarmee hy 'n groot kudde koeie en osse voor hom gedryf het. Hulle het teen die sak gestuit waarin klein Klaas gelê het en het omgestap. Ag liewe tyd, het klein Klaas gesig. Ek is baie jonk en tog gaan ek binnekort hemel toe. En ek, arme ou kerel, het die veedrywer gesê. Ek wat so oud is reeds, kan nie daar kom nie. Maak die sak oop, het klein Klaas geroep. Kruip in my plek daarin en jy sal gou daar wees. Met alle plesier, het die veedrywer geantwoord, toe hy die sak oopmaak waar hy klein Klaas so gou as moontlik gespring het. Sal jy na my vee omsien, het die ou man gesê, toe hy in die sak inkruip. Ja, het klein Klaas gesê, en hy die sak toegemaak, en toe met al die koeie en osse weggeloop. Toe Groot Klaas uit die kerk kom, het hy die sak opgeneem en op sy skouers geplaas. Dit het ligter gelyk, want die ou veedrywer was nie half so swaar as klein Klaas nie. Hoe lig is hy nou, het hy gesê. Ag, dit is omdat ek by 'n kerk was. So hy het aangeloop na die rivier toe, wat diep en breed was, en die sak wat die ou veedrywer bevat het, in die water gegooi, in die geloof dat dit klein Klaas was. Daar kan jy lê, het hy uitgeroep. Jy sal my nie weer 'n gek maak nie. Toe het hy omgedraai om huis toe te gaan. Maar toe hy by 'n plek kom waar twee paaie kruis, was klein Klaas daar, wat die vee jag. Hoe is dit moontlik, het Groot Klaas gesê. Het ek jou nie nou net verdrink nie? Ja, het klein Klaas gesê. Jy het my omtrent 'n halfuur gelede in die rivier gegooi. Maar waar het jy al hierdie mooi beeste gekry, het Groot Klaas gevra. Hierdie beeste is seevee, het klein Klaas geantwoord. Ek sal jou die hele storie vertel en jou bedank dat jy my verdrink het. Ek is nou bo jou, ek is nou regtig baie ryk. Ek was bang, verseker, terwyl ek in die sak vasgemaak gelê het en die wind in my ore gefluit het toe jy my van die brug af in die rivier gegooi het en ek het dadelik na die bodem gesink. Maar dit het my nie seer gemaak nie,
want ek het op die pragtigste, sagste gras geval wat daaronder groei, en in 'n oomblik het die sak oopgegaan, en die lieflikste klein meisie het na my toe gekom. Sy was in sneeuwwit geklee en het 'n krans groen blare op haar nat hare gehad. Sy het my by die hand gevat en gesê, "So jy het gekom, klein Klaas, en hier is 'n bietjie vee vir jou om mee te begin. Omtrent 'n myl verder op die pad is daar nog 'n kudde vir jou." Toe het ek gesien dat die rivier 'n groot hoofweg gevorm het vir die mense wat in die see woon. Hulle het hier en daar geloop en gery van die see na die land op die plek waar die rivier eindig. Die bedding van die rivier was bedek met die lieflikste blomme en soet vars gras. Die visse het verby my geswem, so vinnig soos die voëls hier in die lug vlieg. Hoe mooi was al die mense, en watter wonderlike vee het op die heuwels en in die valleie gewei. "Maar hoekom het jy weer opgekom?" het Groot Klaus gesê. "As dit alles so mooi daaronder is, ek sou dit nie gedoen het nie." "Wel," het Klein Klaas gesê, "dit was goeie beleid van my kant. Jy het my nou hoor sê, dat die seemeisie vir my gesê het om 'n myl verder op die pad te gaan, en ek sou 'n hele kudde vee vind. Met die pad het sy die rivier bedoel, want sy kon nie op enige ander manier reis nie, maar ek het die kronkels van die rivier geken, en hoe dit buig, soms na regs en soms na links, en dit het na 'n lang pad gelyk, so ek het 'n korter een gekies, en deur na die land op te kom, en dan deur die velde terug na die rivier toe te ry, sal ek 'n halwe myl spaar, en my vee vinniger kry." "Wat 'n gelukkige ou kerel is jy," het Groot Klaas uitgeroep. "Dink jy ek sal seevee kry as ek na die bodem van die rivier gaan?" "Ja, ek dink so," het Klein Klaas gesê, "maar ek kan jou nie daar in 'n sak dra nie, jy is te swaar. Maar as jy eers daar wil gaan, en dan in 'n sak kruip, sal ek jou met die grootste plesier ingooi." "Dankie," het Groot Klaas gesê, "maar onthou, as ek nie seevee daaronder kry nie, sal ek weer opkom en jou 'n goeie pak slaag gee." "Nee nou, moenie te wil daaroor wees nie," het Klein Klaas gesê, terwyl hulle na die rivier toe geloop het. Toe hulle dit genader het, het die vee, wat baie dors was, die stroom gesien en afgehardloop om te drink. "Kyk watter haas het hulle," het Klein Klaas gesê. "Hulle verlang om weer af te gaan." "Kom help my, maak gou," het Groot Klaas gesê, "of jy kry 'n pak sla." So hy het in 'n groot sak gekruip, wat oor die rug van een van die osse gelê het. "Sit 'n klip in," het Groot Klaas gesê, "of ek sink dalk nie." "Ag, daar's nie veel vrees daaroor nie," het hy geantwoord, maar tog het hy 'n groot klip in die sak gesit en dit styf toegemaak en 'n stoot gegee. Plons! In het Groot Klaas gegaan en dadelik na die bodem van die rivier gesink. "Ek's bevrees hy gaan geen vee vind nie," het Klein Klaas gesê, en toe het hy sy eie beeste huiswaarts gedryf. "Sjoe, okay, baie doodmaak, maar daarom het hy beeste. Lekker slaap julle."